advokaat Hendrik van Staten. Vanmôre gesels ons verder met advokaat Hendrik van Staten oor sy tema lig op die reg. Goeiemôre Hendrik. Goeiemôre Willem en goeiemôre aan ons luisteraars. Ja, ons leef in interessante tye, jy weet, in die kerkjare, is dit die tyd voor Paasfees en in die politiek en in die wêreld is dit 'n ander tyd van struwelinge en elke tweede woord of boodskap wat jy hoor oor die nuus is begin amper met Trump of Amerika en so daar is so baie dinge aan die gebeur en as ek nie reg verstaan, gaan jy vanmôre bietjie in daai rigting met ons praat. Ja, nee, dis korrek. Ons kyk wat is 'n vlugteling of 'n asielsoeker. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse wet daarom trend. Ons kyk wat sê die internasionale reg soos konvensies wat onderteken is. En ons kyk wat is die vereistes wat die Amerikaners gestel het aan persone wat dan wil aansoek doen vir vlugtelingstatus in Amerika. En dan kyk ons, is hierdie groep regtig vlugtelinge per definisie. Maar ek dink ons moet eers begin op die regte plek en ons kyk in die Bybel ten opsigte van vreemdelinge en vlugtelinge. Nou ek het so 'n bietjie gaan kyk daar. En daar's, soos ons weet, die Israeliese volk ook maar baie rondgetrek. En is maar baie soos ons Afrikanertjies wat maar daar van die Kaap af getrek het om onder die Engelse uit te kom en hulle self te gaan vestig in Transvaal in die Oranje Vrystaat. Maar ja, ons begin deur te lees in Eksodus 22 vers 21, waar daar staan, jy mag geen vreemdeling onderdruk of benadeel nie, want julle was self vreemdelinge in Egipte land. In Levitikus 19 vers 34 staan, die vreemdeling wat by julle woon, moet vir julle wees soos 'n mede-Israeliet, en jy moet hom lief hê soos jouself. Maar onthou, ons moet ook nog nie die oog uit verloor nie, dat Josef en Maria en Jesus was ook vlugtelinge gewees. Mense vergeet dit baie keer, as mens terugdink aan Matteus 2 vers 13 tot 15, toe Jesus, Josef en Maria gevlug het uit Egipte om weg te kom van Herodes, wat die kinders laat vermoor het. So ja, ek dink maar nog altyd, in die goue reël wat in die Bybel geld, en wat eintlik veronderstel is om in Suid-Afrika te geld, en wat ook die doel was, hoekom die rasklassifikasie in Suid-Afrika destyds tot niet gemaak is volgens Matteus 7 vers 12. Alles wat julle wil hê, dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Hendrik, net om jou rede te val, nou dat ek aan dink, ek kan byna aan geen Bybelse figuur dink wat nie eintlik op 'n stadium weggegaan het uit die land, 'n vlugteling was, by vreemdelinge herberg gesoek het of hulp gesoek het of 'n tydjie tuis gegaan het nie. Jy weet, ek dink aan sommer aan Rut, ek dink aan Moses en Jakob. Almal van hulle het 'n tyd lank uit hulle vaderland na ander land beweeg, en 'n party het teruggekom, 'n party het nie noodwendig teruggekom nie, of nie lewend in elk geval nie. So, ja, dit is 'n baie kenmerkende faset van die Bybel, dat mense rondbeweeg, en nie net noodwendig op een plek bly nie. Daar is natuurlik ook mense wat op een plek bly, maar ek kan amper nie aan een dink wat nie op 'n stadium, al was dit net vir 'n kort tydjie, 'n vreemdeling in 'n ander land was nie. Ja, dit is, en daar's ook die apostels wat uitgegaan het na vreemde lande toe, want die was moes gewees, gaan uit na die wêreld, al die nasies toe en maak hulle my disippels. Ja. So wat lei jy af uit die Bybelse konteks dan uit as jy vir ons hierdie gedeeltes aanhaal?
Wel, die eerste ding is dat indien daar 'n vlugteling tussen jou is, dan moet jy hom reg hanteer. Want almal was eendag tyd, soos jy omtrent gesê het, vlugtelinge gewees. Dieselfde soos baie van ons Afrikaner families het eintlik Suid-Afrika toe gevlug as gevolg van ons geloof, as gevolg van die gevegte tussen die protestante en die Rooms-Katolieke, wat die hele Frankryk, die Franse Hugenote byvoorbeeld, en dan die protestante wat uit Vlaandere uitgevlug het, as gevolg van die gevegte met die Rooms-Katolieke en die Spanjaarde, en dieselfde met die Nederlanders wat gevlug het hierdie kant toe. So eintlik is ons geskiedenis, kan mens sê, baie gebaseer op wat met die Jode of die Israeliete gebeur het in die Bybel. Want ons het ook eintlik 'n geskiedenis van 'n volk wat vlug, as mens 'n bietjie kyk daarna. Maar daar staan ook, soos wat ek gesê het, wat die goue reël is, doen aan ander soos wat jy wil hê aan jou moet doen. Ja, ek dink ons moet begin deur te kyk na wat sê die wetgewing in Suid-Afrika van wat 'n vlugteling is. En daar kyk ons na die wet op vlugtelinge, wet 130 van 1998, waar daar nou 'n definisie gegee word van wat 'n vlugteling is. Nou, 'n asielsoeker byvoorbeeld is iemand in die Suid-Afrika omdat hy of sy gegronde vrees het vir vervolging in 'n land van herkoms, gebaseer op ras, of godsdiens, of nasionaliteit, of lidmaatskap van 'n spesifieke sosiale groep of gemeenskap, of politieke oortuigings. Maar 'n vlugteling is ook iemand wat nie na 'n land van herkoms kan of wil terugkeer nie weens 'n vrees van vervolging. En net om die verskil tussen 'n asielsoeker en 'n vlugteling so bietjie uiteen te sit en ook hulle wettige statusse. 'n Asielsoeker is iemand wat aansoek gedoen het om beskerming in 'n ander land, omdat hy of sy vir vervolging in 'n eie land vrees, en hulle wag nog vir aansoek om oorweeg te word, en is dan nie amptelik as 'n vlugteling erken nie. Terwyl 'n vlugteling iemand is wat sy asielaansoek goedgekeur is, en wat dan erken word as 'n vlugteling. So as ek nou opdaag daarso in Namibië, en ek wil nou graag as 'n vlugteling geklassifiseer word, as ek daar kom, dan doen ek aansoek om asiel, dan is ek 'n asielsoeker totdat dit verwerk is, my aansoek. Nou dis wat Suid-Afrika se reg sê, en ek wil dit net weer eens beklemtoon. Nou, die vlugteling is iemand wat aan asiel verleen word op gevolg van gegronde vrees vir vervolging in 'n land van herkoms, gebaseer op jou ras. En as ek net vir 'n oomblik hier kan stil staan, was al onlangs regulasies gepubliseer deur die minister van Arbeid, wat rigiede raskwotas daar plaas vir persone in sekere besighede, of as jy meer as 50 werknemers in die besigheid het. En al teikengroep wat daar so is, basies was blanke mans, wat nie onder die definisie val van 'n voorheen benadeelde groepering nie, maar ook ander minderhede, wat nou persentasiegewys aangestel moet word volgens die rassesamenstelling. En net om daarby stil te staan, is dit nie klaar dat dit dan gediskrimineer word op 'n persoon, gebaseer op daardie persoon se kleur van sy vel, of sy ras. Tweedens, godsdiens. Nou, in Suid-Afrika is godsdiens daarom nou nie, het ons nog gelukkig godsdienstvryheid, en is daar nie 'n probleem daarmee. Derde, nasionaliteit. Ons het nie 'n probleem dat daar gediskrimineer word omdat jy 'n Suid-Afrikaner is. Maar die vierde een is lidmaatskap van 'n spesifieke sosiale groep. Nou daar kan 'n mens nogals heelwat
kyk daarna, want ten spyte daarvan dat die hof gesê het, die sing van kill the boer, kill the farmer, is nie per se rassehaat aanblasing nie, is die sing van dit met die doel om rassehaat aan te blaas, soos wat Julius Malema hulle onlangs met Vrydag gedoen het. Wel, kom dit neer dat daar vrees vir vervolging of geweld sal aanbreek teen spesifiek die boere of tussen op die farmers, soos hulle gesing het, omdat dit persone is wat aan 'n spesifieke sosiale groep behoort. En die later daarvan van die regering met veroordeel, is eintlik groot vraagtekens en kommerwekkende uitroeptekens daar wat daar ontstaan. En dis ook een van die redes hoekom die Amerikaners duidelik gesê het, maar hoorie, daar is iets aan die kom, of moontlik aan die kom, want daar word dan nou 'n sekere retoriek voorblad voorgemaak. Ons moenie vergeet dat in 1994, toe daar so wonderlik oor Suid-Afrika berig gedoen is, oor Suid-Afrika se suksesverhaal, dat dit die woorde laat mense amper dink aan die woorde wat gebruik is in Rwanda, met die volksmoord waar die Hutus die Tutsis minderheid aangeval het, en waar woorde soos kill the cockroaches gebruik is, om rassehaat en rassespanning aan te blaas. So mens moet maar 2 keer dink, is hier nie dalk X, of is daar nie X fout in Suid-Afrika, en dat daar sulke goed dan kwytgeraak word, en dieselfde oor politieke oortuigings. Daar het die president gesê, maar die persone wat na Amerika toe wil immigreer, is persone wat apartheid wil hê, en wil hê dat daar terugkeer na rassepolarisasie moet wees, maar die vraag is dit nie juis hierdie minderheidsregering van die ANC wat wel rassepolitiek aanblaas, deur rasgedrewe wetgewing daar te stel nie? En is dit dalk nou 'n goeie ding dat die wêreld begin kennis neem en die kollig plaas op Suid-Afrika? Want dit is presies wat gebeur het in die vorige bedeling. Toe die vorige bedeling te ver gegaan het, die wêreld ingefokus en die kolle geplaas daaroor. Maar dis nou die Suid-Afrikaanse wetgewing. Kom ons gaan kyk wat sê die internasionale reg. Nou die Verenigde Nasies, of die Verenigde Volkeorganisasie, definieer vlugtelinge as 'n persoon wat 'n land vlug weens konflik, geweld of vervolging vry te spring en veiligheid in 'n ander land te soek. Nou, dit is in ooreenstemming met die 1951 vlugtelingeverdrag, waar daar gesê daar moet gegronde vrees wees dat hulle vervolg kan word weens hul ras, geloof, nasionaliteit, lidmaatskap van gemeenskap, groep of politieke oortuiging. Maar die interessante ding is dat dis verder uitgebrei vir Afrika en Suid-Amerika. Vir 'n breër definisie wat insluit persone wat gedwing is om 'n land te verlaat weens eksterne aggressie, okkupasie, buitelandse dominasie, interne konflik, menseregte skendings en gebeurtenisse wat die openbare orde ontwrig. Nou wat vir my baie interessant was, en ek het ook gister 'n gesprek daaroor gevolg, is nog steeds 2 stukke wetgewing wat baie negatief inspel op hierdie, en dit is eerstens die onteieningswet wat se definisie van eiendom baie breed is, om nie net grond te definieer nie, en die volgende is die Bella wetgewing. Nou die onteiening van grond is klaar baie netelige kwessie, as mens dit so kan noem. En ek verneem dat van die persone wat na Amerika geïmmigreer het, juis van hul grond onneem is. Nie deur wettige grondonteiening nie, maar weens indirekte grondonteiening. Want hulle het 'n plaas gehad en die plaas is beset deur onwettige okkupeerders wat grond gesoek het. Nie noodwendig grond vir landboudoeleindes nie, maar grond vir behuisingsdoeleindes. Ten spyte daarvan dat hulle die Suid-Afrikaanse polisiediens se hulp ingeroep het, is
het die plakkers nog steeds net voortgebou. En het vir hulle onmoontlik geword om te boer op hulle grond. Ek weet van ander boere ook wat suksesvol geboer het totdat daar informele nedersettings ontstaan het en op die einde van die dag het hulle opgehou boer, want hulle skape en hulle bokke is gesteel en hulle het begin stroop want hulle het gesien hulle gaan 'n baie goeie mielieoes hê en toe hulle begin stroop, toe kom hulle agter maar net die buitenste rye mielies het koppe en het hulle bure in die nag gegaan en van die middel af die lande leeggestroop sodat die boer nie kon sien dat daar nie meer enigstens omtrent mielies is in die veld nie. En sulke omstandighede maak dit onmoontlik om te boer en dit kom neer dat eintlik jy word onteien van jou grond. Want ten spyte daarvan dat jy eiendomsreg het jy duur prosesse om persone wat onwettig op die grond is uit te sit, vir alles langer as 48 uur op die grond is en klaar hulle gehuggies opgerig het en al kry mense bevel teen sulke persone is die Suid-Afrikaanse Polisiediens nie altyd gewillig om mense te help nie. En ek moet net hierso beklemtoon, daar is uitstekende polisiemanne en vroue in Suid-Afrika wat hulle bes gee en letterlik alles insit om seker te maak dat Suid-Afrikaners veilig is en beskerm word, maar dit is ongelukkig nie almal nie. So ja, een van die Bella-wetgewing is dit ons almal baie duidelik, want dit dra die magte van die gemeenskap oor na 'n provinsiale minister wat kan besluit oor die taalgebruik in 'n skool. En ons weet ook dat baie keer waar skole vir Engels of dubbel medium gemaak word, waar die skole dan maar baie agteruit gaan op die einde van die dag net eentalig word. En dat die gemeenskappe baie keer uitgesluit word van die skole, want soos ek gesien het in die noorde van Pretoria, word daar busvragte kinders elke oggend aangery uit ander woongebiede om by skole in die voormalige model C skole skool te gaan, want die skole in hulle areas is toegemaak. En dis iets wat die departement van onderwys nie eintlik luidkeels te koop meer rondloop nie, want hulle gaan sleg lyk. So hulle maak meer skole toe as wat hulle skole bou. So dan is die vraag, is dit dan tog nie menseregte skendings wat plaasvind nie? En word sekere minderhede in Suid-Afrika dan nou nie behandel anderste as ander, of soos wat destyds in daai boek Animal Farm van James Orwell destyds gesê is, all animals are equal, but some animals are more equal than others. En ek dink dit is tyd dat daar 'n waakroep is dat mense bewus word wat om hulle aangaan. Want dit help nie 'n mens sit net terug op jou stoel en jy laat Gods water oor Gods akker net gelate loop sonder dat jy jou verstand en kennis gebruik om betrokke te raak by inisiatiewe en organisasies wat daar is om vir jou regte te veg, om jou mense vorentoe te vat en op te bou nie. Want ongelukkig blyk dit dat ons ou volkie maar al jare maar sukkel om saam te staan en ook nie altyd betrokke wil raak by die gemeenskap. Maar dit daar gelaat. Ekskuus, jy wil sê, dink jy is dalk 'n kwessie dat ons soos die spreekwoordelike padde wat in die warm water beland of in die pot beland en so algaande gaar gekook word, dat baie van ons dalk maar so mettertyd verlief neem in die omstandighede. Of is ons wel bewus en 'n mens kan dit op twee maniere beskou. Of jy kan sê ek is 'n vlugteling en ek neem 'n ander land se uitnodiging aan, of ek gaan bewustelik van my omstandighede hieraan bly en die beste maak van wat ek wil. Wat ek kan. Wel, ek het onlangs vir iemand vertel wat jonger is as ek, en hulle was heel verbaas geweest toe ek vir die volgende sê, maar ons het destyds in 1990
met 'n trein gery die Kaap uit en ons het gaan parkstasie toe gery in Johannesburg. Ons het in woonstel gebly in Braamfontein en ons het heerlik vakansie gehou. Ons het met die bus gery van Braamfontein af na die dieretuin in Johannesburg. En die strate was skoon gewees. Ons het gaan eet by die Carlton Hotel en dit was mooi en skoon gewees daai tyd. Ja, En as 'n mens nou deur dit ry, sal 'n mens dit nie glo nie. Ons het toe van Johannesburg af verder Durban toe gery en my pa se suster op die blaf gaan kuier en ons het toe Magai toe gery met die trein vir 'n week daar in die Ferry Glen Hotel gaan bly. En mense se monde hang oop as hulle dit hoor, maar toe was dit skoon. Dit was daar was onderhoud gedoen en daar was nie wetteloosheid nie. En daar was ook nie so lot onwettige immigrante wat die plek heeltemal onooglik gemaak het. So daar is verval wat plaasvind. Maar die feit dat ons dit net gedwee toelaat en nie betrokke raak om dit te help keer nie. Want baie Afrikaners sê nee, maar dis iemand anders se probleem. Of soos ek al nou gesien het, is daar altyd mense wat sê nee, hulle gaan dit nie aanmeld en iemand anders sal dit doen. Dis tyd dat 'n mens moet besef. Jy kan nie net staan en of soos iemand op die stoep sit en stoepstories vertel en klaar, maar as jy nie iets positief doen om 'n verskil te maak. Net so het ek met iemand nou eendag gesels wat sê maar hulle bly klaar, maar daai persoon het in jare nog nooit by die stembus 'n draai gemaak het. Daai persoon het nog nooit moeite gedoen om sy hemelshoë skielike erfbelasting teen te staan. So dis dalk tyd dat mense betrokke raak. En ek sê nie iemand moet op 'n vliegtuig spring nie, en mense se ondervindings is heeltemal anderste. Soos die boer wat sy grond verloor het en wat dalk 'n slagoffer van plaasaanval was as gevolg van wat gebeur het en nie beskerm word deur die polisie of gefaal is deur die regstelsel. Hy het 'n heel ander ondervinding. Maar die van ons wat nog hier is, moet betrokke raak en ons het die vermoë om dalk 'n verskil te kan probeer maak. Want wat laat my ook so 'n bietjie onwillekeurig terugdink as 'n mens gaan lees in die Bybel. En dis net interessant om te sien dat waar konings gedoen het wat reg in die oë van die Hemelse Vader is, hulle baie langer geregeer het as konings wat verkeerd gedoen het in die oë van die Hemelse Vader. En dis dalk nou tyd om te begin bid, betrokke te raak en te bou en te keer dat verdere verval plaasvind binne mense vermoë. Al is dit nou net om jou ou sypaadjie te vee in die oggend. Dit maak klaar 'n verskil. En dat 'n mens net al hoe meer net terugsit op jou stoep en kyk hoe alles vergaan het. Maar kom ons kyk gou-gou wat sê die Amerikaners oor wie kwalifiseer. Want dit is ook nog nie elke Jan Rapp en sy maat wat kan kwalifiseer om 'n vlugteling in Amerika te word nie. En ek moedig ook glad nie mense aan om noodwendig na Amerika vlugteling status behoor aansoek doen nie. Want mense se sieninge en wedervaderinge is uniek. En ja, 'n mens het nog nie moed verloor nie. En 'n mens moet nie moed verloor nie. Dis soos wat ons al in die Bybel ook gelees het, van die Filistyne wat die hele tyd die Israeliete aangeval het. En hulle gedink het, maar hulle kan niks doen om die Filistyne te stop nie, en hulle het maar weggekry. Ons moet onthou, die duiwel is magtig, maar God is almagtig. Maar dit is God se kinders wat moet saam staan en 'n verskil maak in die wêreld, en 'n lig te wees in die wêreld. Want ons sal verbaas wees wat ons wel kan regkry. Maar kom ons kyk na wat sê die Amerikaanse vereistes vir as 'n mens nou 'n vlugteling wil word in die Verenigde State van Amerika. Nou die eerste vereiste is mens moet 'n burger van Suid-Afrika wees. En ek glo dis maar meeste van ons is almal Suid-Afrikaanse burgers, behalwe nou soos ek nou die dag uitgevind het,
so 'n paar Rhodesiërs wat destyds oor die grens gekom het en nooit geregistreer het as Afrikaanse burgers nie, wat eintlik nou tegnies nooit aansoek gedoen het vir Zimbabwe se burgerskap nie. Dis die vraag, wat is hulle? Maar in elk geval, tweedens, moet 'n mens 'n Afrikaner identiteit hê, of 'n mens moet aan 'n rasse minderheid in Suid-Afrika behoort. Dan die derde vereiste, 'n mens moet vorige ondervinding het en 'n mens moet kan artikuleer dat oor die vorige ervarings van vervolging of moontlike vervolging wat jou mag in die gesig staar. Soos die boer wat sy plaas eintlik onteien is, al is dit nou nie wettiglik gewees nie, en wat 'n plaasaanval sou oorleef het, ja, hy is blootgestel aan die effekte van diskriminasie en waar hy nie gelyk gehandel word nie. Gereeld is daar ook gevalle van Suid-Afrikaners wat in die staatsdiens is, soos die polisiediens, waarteen gediskrimineer word, omdat hulle nie bevorder word nie as gevolg van gebaseer op hulle rang, op hulle ras. Maar soos iemand my nou daar gesê het, hy het 'n besigheid wat meer as 50 persone in diens neem, en sy rasklassifikasie volgens die regering is nie reg nie. En hy het toe vir hulle uitgenooi. Nou maar kom bewys my wat my werknemer se ras is. Wat beteken hulle moet eintlik 'n DNS-toets doen. Want omdat jou vel 'n sekere kleur is, of omdat jy 'n sekere kleur oë het, beteken nie jy behoort aan 'n sekere ras nie. Daarvan het ek al baie keer gesien, soos die Rooibos Basters daarso in Namibië, wat selfs wit blonde hare het en blou oë. Ons almal is mos tog mense, en omdat die Departement van Arbeid nie bereid is om daai DNS-toetse te doen nie, is hulle nie in staat om persone se rasklassifikasie te doen nie, want die rasklassifikasiewet is jare gelede, toe ons die meeste mense se ID-nommers verander het, uit ons wetboeke uit verwyder. So die hele rasklassifikasie gaan dan eintlik berus op iemand se waarneming of sy opinie, meer as wat dit op 'n tegniese basis gebaseer gaan wees. Mens besig om te sê oor wanneer wie kwalifiseer vir Amerika, het hulle 'n spesifieke doel voor oë met die Suid-Afrikaners, of is hierdie kwalifiserings reg deur die bank? Is dit 'n standaard kwalifikasie? Nee, dis nie 'n standaard kwalifikasie nie. As gevolg van die uitvoerende bevel van president Donald Trump, is hierdie spesifiek aan Suid-Afrikaners gemaak, wat beteken hulle kan baie vinnig aansoek doen om Amerikaanse burgerskap, en hulle kan daai groen kaart kry, wat die Amerikaners gee, en hulle kry ekstra voordele as ander vlugtelinge wat probeer om Amerika binne te dring. Mense sal sien hulle het baie strenger vereistes daar gestel vir burgers van ander lande wat vroeër net so oor die grens kon gestap is en met wye arms verwelkom is deur die Biden-administrasie. En president Donald Trump en die Amerikaners het besef, maar die Afrikaners wat onderdruk word in Suid-Afrika weens die kleur van hulle vel of die taal wat hulle praat of hulle oortuigings, kan 'n positiewe bydrae maak in Amerika. Want ons is immers die Afrikaners gewees wat die eerste hartoortplanting gedoen het in die wêreld. Is ons wat baie goed uitgevind het in die wêreld as uitvinders, en by uitstek ook van die wêreld se beste boere is. En dit is iets wat Amerika soek, want ons kan positief bydra tot hulle ekonomie en hulle land se groei. Iets wat ongelukkig op die huidige oomblik misken word in Suid-Afrika. Ja, Amerika doen dit ook maar uit die goedheid van sy hart vir ons, maar dieselfde asem vir sy eie beswil.
korrek. Maar ek wonder hoeveel van ons luisteraars weet dat dit nie die eerste keer is dat dit gebeur nie. Ek neem aan, dit gaan seker terug na die einde van apartheid toe, as ek sommer so raai. Nee, tog nie. En dit is dat baie mense nie weet dat op die einde van die boereoorlog, na afloop van dit, was daar boere wat na Amerika geïmmigreer het, wat nie onder die Engelse bewind wou gewees het nie. So dit is na die 1903, 1904 se oorlog. Ja, die 1902 oorlog het daartoe baie van hulle vertrek daai kant toe. En hulle dan permanent gevestig in Amerika. En ek dink dit sal nogals interessante leesstof maak as ons luisteraars so 'n bietjie gaan rondspeel op Google en dan 'n bietjie sien dat daar Afrikanergrafte wel al vir oor 100 jaar in Amerika is. Ja. Hendrik, ek wil vra, jy wil sê dalk nog iets sê oor dit tegnies beskou vir die land. Hoe gaan ons maak dat dit tot voordeel van die land, vir die mense van ons land is? Hierdie hele, want dit is byna 'n baie duidelike, ek wil amper sê 'n soeklig wat op ons skyn. Miskien as blanke Afrikaners, boere, maar ook die hele land. Jy weet, maak nie saak aan watter kant van hierdie spektrum jy nou staan, jy weet, of jy nou aan die kant is wat uitgenooi word as vlugtelinge, of die teen wie dit is. Dis eintlik 'n baie, ja, dis nie 'n goeie getuigskrif vir enige land nie. Maar hoe gaan ons maak dat ons die beste daarvan afkom? Wel, gelukkig besef baie van ons ander kleurige volksgenote dat hulle eintlik saam met die Afrikaners wil werk in Suid-Afrika. En dat hulle ook glo dat die Afrikaner en die boere baie bydra tot die ontwikkeling van die land en tot die land se welvaart. En selfs hulle besef dat die huidige regering deur hulle tenderpreneurskap en hulle boetjies vir maatjies nie eintlik daar is om die beste belang van Suid-Afrika op te tree nie. En ek glo en vertrou dat dit 'n minderheid van begunstigdes van swart ekonomiese bemagtiging is, wat hierdie rassehaat en rassespanning in Suid-Afrika aanwakker vir hulle eie selfsugtige doeleindes, terwyl die meerderheid Suid-Afrikaners eintlik vredelewend is en saam met mekaar wil werk. Ek het nou eendag met iemand wat 'n selferkende verregse is gepraat en hy het ook my net duidelik gesê, ons is lief vir Suid-Afrika. Ek wil net op my eie gelaat word in Suid-Afrika en ek wil, hulle moet op hulle grond, hulle eie ding doen, ek wil op my eie grond, my eie ding doen. Ons kan langs mekaar leef. Ons wil nie 'n oorlog hê nie. Hoekom? Want 'n oorlog is iets wat ek al self beleef het hier in Afrika, en ek ook in destyds in die weermag was, en dis nie 'n mooi gesig om te sien nie. En dus is al die nugterdenkende persone van mening dat dit sal net tot nadeel strek van Suid-Afrika. Maar die belangrike ding is nou dat die kollig daarop geplaas is, weet ons daar's buitelanders wat Suid-Afrika dophou, en dit kan werk soos wigte en teenwigte, om dalk soos wat die apartheidsregering gedwing was om sekere toegewings te maak, dat die nuwe swart ekonomiese bemagtigings-apartheidsregering, as mens dit so kan klassifiseer, ook gedwing word om by Bybelse beginsels te hou en te doen wat reg is in die oë van die Hemelse Vader. Ja, hier het jy nou eintlik 'n baie goeie
antwoord gegee om te sê, jy weet, as ons almal, want en baie van ons sê, ongeag ras en kultuur, en die statistiek bewys het, dat die meeste van ons erkende Christene is. So as ons kan hou by die Christelike beginsels, dan het ons eintlik 'n baie goeie basis van samewerking en van voortbestaan in Nederland. En ek hoor jy sê 'n paar keer, jy doen nie 'n beroep op iemand om uit te gaan nie. En ek is so dankbaar, jy weet, sover my geliefdes, my kinders is nog almal in die land en ek is uiters dankbaar, jy weet, laat die mense hulle kan sien, met hulle saam kan leef en ook dat daar nog nie met ons buitengewone traumatiese ervarings was nie. Nie dat daar niks was nie, maar daar's oral ervarings, maar nie buitengewoon traumaties nie. So mense het baie gronde om voor dankbaar te wees, as ek, ons ten minste, as ek so terugkyk. Ja, nee, mens moet dankbaar daarvoor wees. En die vraag is, gaan 'n mens soos baie van jou voorvaders 'n land bou, of gaan jy net weghardloop? My familie is hier vir 338 jaar al, en ek gaan nie nou net skielik immigreer en my geskiedenis en my kultuur agterweer laat nie. Daar's 'n rede hoekom 'n mens geplaas is in 'n sekere land, en al gaan dit soms moeilik, kan 'n mens nog steeds bo uitkom. Dieselfde soos die Israeliete toe hulle weggevoer is in ballingskap na Babylonië, en die tempel afgebreek is, en hulle 'n paar honderd jaar daar gebly het hulle tog later aan teruggekeer, en hulle het nie moed verloor nie. So, ons sit eintlik met hierdie selfe situasie, partykeer 'n klomp mense gaan uit die land uitkom weer terug, en dit het ons al gesien in ons leeftyd, en sommer in die afgelope klompe jaar, maar ander bly weer hier en byt vas, ander gaan weg en kom natuurlik nie weer terug nie, al is hulle lojaliteit partykeer so. Maar vanmôre is 'n tema dan, wat is 'n vlugteling en 'n asielsoeker, en wat is die status daarvan? Miskien as jy ten slotte vir ons wil sê, na aanleiding van die gebeure in ons land, of na aanleiding van die skrif wat jy aangehaal het, hoe sal jy dit wil saamvat in 'n sin of 3? As die regering gaan introspeksie doen, is daar gevalle dat die persone wat nou wel na Amerika as vlugtelinge is, wel onder die definisie van vlugtelinge val, volgens die Suid-Afrikaanse wet, maar ook die internasionale wet. En dat die regering moet 'n bietjie introspeksie gaan doen, en dit is eintlik 'n wekroep vir hulle, om te besef, maar doen aan ander soos wat jy wil hê aan jou gedoen moet word. Dit help nie, jy kan nie vorige diskriminasie regmaak deur te diskrimineer nie, want dit is dan net rasisme wat omgekeerd is. Hef liewer die persone op wat benadeel is, maar jy hef nie persone op deur ander persone af te druk en dieselfde aan hulle te doen. Ja, nee, baie dankie Hendrik. Jy weet, ons kry baie mooi gedagtes om hierdie selfde rede, en eintlik, ek weet jou lewe word daarop gebaseer. In die skrif gee dit vir ons presies dit. Moenie doen aan ander, of doen presies aan ander soos jy graag aan jouself gedoen wil hê. Ja, baie dankie dat jy oor so netelige saak, en miskien 'n warm patat vir ons bietjie gepraat het, laat ons net ons gedagtes daarom kan reg kry, weet, en hoor wat sê die reg aan hierdie kant en van Suid-Afrika, maar ook aan die ander kant, en dat daar vir elke mens 'n eie meriete is om 'n besluit te neem, of jy wil bly en of jy wil die aanbod aanvaar. Baie dankie Hendrik. Ja, jy steek jou nek uit en vertel vir ons dinge wat ons miskien nie so duidelik sal verstaan nie. Ja, is daar nog iets wat jy wil sê? Ja, 'n geseënde week verder. Vir luisteraars nog, 'n geseënde week vir jou Willem, en ons gesels weer.
Baie dankie, Hendrik. En dit was advokaat Hendrik van Staat en tot 'n volgende keer praat ons weer.